Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met hoofstuk 4 in Fourie en Burger. Die volgende klompie video's fokus op toepassings van die ISLM-BP model en hoe ons dit kan gebruik om sekere beleidsskokke en eksterne skokke te verduidelik. In hierdie een fokus ons op 'n afname in die repo-koers. 'n Afname in die repo-koers staan ook bekend as uitbreidende monetêre beleid en die Reserwebank wil die ekonomie stimuleer. Nou, die eerste ronde effek van 'n afname in die repo-koers is natuurlik dat daar is 'n toename in die aanbod van geld en rentekoerse daal. En dit skuif die LM-kromme na regs vanaf LM0 na LM1. So ons begin met ewewig hierso. Hierdie sal ons punt 0 wees op die IS0, LM0 en BP0 en dan is daar hierdie regskuif van die LM-kromme van LM0 af na LM1 toe. Nou as mens nou sou dink dat die rentekoers dieselfde sou kom bly, ons veronderstel dit vir 'n oomblik, sou mens sien dat so 'n toename in die LM sal 'n baie groot toename in die vlak van inkomste en uitsette in hierdie ekonomie veroorsaak. Want daar's nou 'n lae rentekoers wat lei tot meer investering, meer besteding en 'n toename in Y. Maar ons weet daar's ook 'n sekondêre effek aan die werk in so 'n geval. Dat omdat Y besig is om toe te neem, beteken dit daar's ook 'n toename in die vraag na geld wat die rentekoers weer so bietjie verhoog, wat die investering so bietjie verminder, besteding bietjie verminder en Y bietjie verminder. So die primêre effek word teruggerem deur hierdie sekondêre effek en die resultaat van hierdie twee is eintlik 'n beweging langs die oorspronklike IS-kromme. So ons kan kyk vanaf LM0 daar na waar LM1 die IS-kromme sny. Dit is dan nou 'n kombinasie van daardie eerste ronde primêre en sekondêre effekte. Nou is die vraag die volgende is om te sê nou maar waar staan ons nou in terme van die betalingsbalans ewewig? Hierdie punt wat ons nou maar punt 1 kan noem na die skuif hierso vanaf punt 0 is duidelik onder en regs van die oorspronklike BP0, wat beteken dat daar is 'n tekort op die betalingsbalans. Nou waar hierdie tekort vandaan kom is, wanneer inkomste toeneem, neem invoer toe en dan is daar 'n tekort op die lopende rekening. Wanneer rentekoerse daal, is daar 'n uitvloei van kapitaal en dit beteken daar is ook 'n tekort op die finansiële rekening. So netto het ons nou hierdie effek van 'n tekort op die betalingsbalans. In die sekondêre effek se rondes is dit duidelik dat dit ook teruggerem word, soos hierso verduidelik word, en dit, maar die netto effek is 'n betalingsbalans tekort. Nou hoe word hierdie tekort dan reggestel? Nou dit is via die aanbod van geld en via die wisselkoers. Wanneer daar 'n tekort op die betalingsbalans is, weet ons dit is eintlik 'n netto uitvloei van geld en die aanbod van geld neem dus af. Dit beteken dat die LM-kromme skuif na links en dit is hierdie beweging 2 wat ons hier sien. Die LM skuif van LM1 na LM2 terug hier na links. Nou, dit beteken as ons dan nou nog steeds kyk op hierdie oorspronklike IS-kromme van ons, sit die nuwe LM en die IS-kromme hier min of meer op 'n ewewigspunt. Nou, wat plaasvind aan die IS-kant is dat daardie stygings in rentekoerse beteken dat investering verminder, besteding verminder en uitset verminder. Ons kan duidelik sien uitset is minder en die rentekoerse is hoër. Maar hier is ons nou duidelik nog nie by 'n volgende ewewig nie. Ons is steeds onder die BP-kromme en daar is steeds 'n tekort op die betalingsbalans. So daardie afname in Y het wel invoer laat afneem en die lopende rekening het versterk, maar daar is nog steeds 'n tekort op die betalingsbalans. Daardie stygings in rentekoerse het wel kapitaalinvloei aangemoedig en dit het die finansiële rekening versterk, maar ons is nog steeds in 'n tekort want ons is regs en onder van die BP-kromme by hierdie punt. So hierdie sou tipies dan nou eintlik 'n ewewig 2 kon gewees het. En dan ons laaste aanpassing is via die wisselkoers. Wanneer daar 'n tekort is op die betalingsbalans, beteken dit dat daar is 'n ooraanbod van rand en die rand depresieer in waarde.
Daardie depresiasie het dan 2 gevolge. Die eerste is via die lopende rekening en die IS-kromme. En dit is dat daar is nou 'n toename in uitvoer en 'n afname in invoer. En dit beteken dat besteding neem toe, inkomste neem toe en die IS-kromme skuif na regs. So dit is daardie skuif wat ons daar sien. Tergelykertyd gaan daardie skuif daarmee gepaard dat die BP-kromme ook na regs skuif. Dit is presies dieselfde toename in uitvoer en afname in invoer en eintlik dan 'n versterking of verbetering van die BP-kromme skuif die BP na regs en ons het 'n nuwe ewewig hier by punt 3. By punt 3 kan mens dan sê, maar wat was dan nou die netto-effek van 'n afname in die repo-koers? Dit was 'n toename in die vlak van inkomste Y en dit was 'n afname in die rentekoers. En dis presies wat mens moet verwag. Wanneer die Reserwebank besluit om die ekonomie te stimuleer, die rentekoerse te verlaag, dan wil jy hê rentekoerse moet laer uitkom en uitset en inkomste moet toeneem. As ons hierdie goed vra ons dit as verduidelik met behulp van 'n grafiek. So jy moet hierdie grafiek kan teken en die volle kettingreaksie kan uitskryf en verduidelik. Ons gaan voort met hierdie voorbeelde, so bly ingeskakel.